Ek gesels in die week met een van die ouers wat sê, die vakansietyd is nou verby. Die realiteit begin in te slaan en in te skop dat die COVID-19 virus ons nog vir lank in ons huise gaan hou. En die huise word al hoe kleiner en kleiner en die kinders werk al hoe meer en meer op mekaar se senuwees en ook op die ouers ook, ons wees nou maar eerlik. So, wat ek sien gebeur is al hoe meer mense wat gaan stap in die strate. Daarom dat ek ook vandag begin om te stap in die straat met hierdie episode van die voetspore van Jesus hier in Lydenstyd. Waar ons nou opbou tot Goeie Vrydag wat nou môre is en dan ook Paas Sondag wat ons nou komende Sondag gaan vier. Ek gaan die hek toe maar vir die honde. Wat ons nou sien in die huise is dat kinders raak nou al meer krapperig en krapperig. Hulle begin nou te beklei en sê maar, wie is die remote? Wie is die kans is dit nou om met die remote te speel? Wie kan nou besluit watter TV-kanaal kyk ons? En hoe beter is dit nou om op die rekenaar speletjies te speel? En ons vra maar, wie is dit waardig om die remote te kry? Wie is dit waardig om daai voordeel te kan trek? En dit bring my nou by wat Jesus gedoen het in Lydensweek. Ek lees uit Johannes 13. Dis die storie, die verhaal waar Jesus sy disippels se voete was. So, kom ons lees saam. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was. En dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, maar gaan u my voete ook was? Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Nou, ek wonder baie keer, maar hoekom sou Petrus dit gesê? Hoekom het hy vir Jesus gesê, maar u sal nie my voete was nie? Dalk het hy gevoel, maar hy is nie waardig nie. Hy is nie goed genoeg nie. Dis nie sy beurt nie. Hy is net nie goed genoeg dat Jesus, wat die belangrikste man in die hele geskiedenis is, sy voete te kom was nie. En ek dink ons almal voel baie keer so, nie, dat ons is nie waardig om regtig deel te hê aan wie God is nie, nê? Ons is te bang daarvoor, want dalk is die verantwoordelikheid dalk te groot. Maar dan kom Jesus, dan sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. As ek nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy bokkleed aangetrek het en weer gaan sit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan ook julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. So in hierdie gedeelte hoor ons ietsie van die nederigheid wat nodig is. Nee, om te sê, het gaan nie oor wie is die belangrikste nie. In 'n tyd waar ons almal baie naby aan mekaar leef, moet ons besef, het gaan nie oor wie is die belangrikste in die huis nie. Het gaan nie oor wie verdien dit nou
om watter voordeel nou ook al te trek nie. Wie se beurt is dit om deur die mou te kry? Wie se beurt is dit om PlayStation te speel? Nee, dit gaan nie daaroor nie. Ons leiders besef ons nou hier's 'n groter storie aan die gang. Jesus wat sê, as julle nie mekaar se voete was nie, verstaan julle my nie. Julle nie deel aan wie ek is nie. So daar's twee goed wat nou hier moet gebeur. Eerstens, ons moet bereid wees om ons familielede, ons gesinslede se voete te was. Nee, dit beteken bloot ons moet vir hulle ook 'n kans gee. Ons moet vir hulle ook die son gun wat oor hulle koppe skyn. Maar tweedens, en hierdie een is eintlik moeiliker, is ons moet bereid wees. As ek net gou daar wys, daar is die waskom. Ons moet bereid wees om in te klim in die water in. Daar waar ons gesinslede ons voete sal kan was. Dat ons, dis 'n simbool dat ons bereid is om liefde ook te ontvang. Want om liefde te ontvang is baie moeilik. En dit besef ons ook in lydenstyd. Ons moet besef wat Christus vir ons gedoen het. Ons moet bereid wees om sy liefde te ontvang, sodat ons dit ook kan uitdeel. Want jy kan nie iets gee wat jy nie het nie. Kom ons bid saam. Vader Heer, dankie vir die voorreg dat ons saam in hierdie ding kan wees. Dat ons in 'n tyd is wat ons naby mekaar leef, waar ons mekaar partykeer irriteer en dit vir mekaar partykeer moeilik maak, Here. Herinner ons dat daar 'n groter storie hier aan die gang is, Here, dat ons 'n groter perspektief moet kry. Besef, Here, maar U gee liefde en U is bereid om U disippels se voete te was. U is bereid om liefde te gee en dit in die hoogste graad. Here, mag ons ook daaraan deel hê dat ons mekaar se voete ook sal was in hierdie tyd. Here, ons bid ook, Here, dat ons die vraag sal vra, maar hoe kan ons die gemeenskap se voete was in 'n tyd wat ons nie aan mekaar kan raak nie. Amen.